as jy nou dink aan al die verhoudings waar ons vanoggend tot dusver gepraat, ons gepraat oor vrou en man, kind en pa, slaaf en eienaar. Elke liewe verhouding was daar in die Nuwe Testament of 'n verwysing na, of Jesus het self daarna verwys, of Jesus gebruik dit as 'n metafoor of as 'n beeld. En Jesus gebruik eintlik elke verhouding en hy maak dit van toepassing op homself of eienskappe oor homself. Hy praat oor homself as 'n kind, as 'n slaaf, as 'n eienaar, as 'n vader, daar's verwysings byvoorbeeld na Jesaja 9, as 'n broer, en julle sal onthou, Jesus praat selfs oor homself as 'n moeder, as hy na Jerusalem kyk en hy sê, hoe graag wou ek julle nie net soos 'n moeder hen bymekaar maak en onder my vlerke laat sit nie. So, eintlik elke verhouding wat verteenwoordig word in hierdie teksgedeelte, het Jesus op 'n manier op homself van toepassing gemaak, of is op 'n manier deur ander van toepassing gemaak op die lewe van Jesus. So wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat ongeag wie ons is, wat ons plek of ons posisie in die samelewing is, elke liewe een van ons kan vereenselwig met hom. Daar's nie een van ons wat kan sê, weet jy wat, in die lewe van Jesus is daar niks wat my aantrek, of waarmee ek kan vereenselwig nie. Hoe ongelooflik is dit, dat dit so is? Dat Jesus nie net kies om te sê, ek is die eienaar, of ek is die vader, of wat ook al nie, maar dat elkeen van ons op 'n manier met hom kan vereenselwig.